Goeiemôre pragtige kind van die Here. Ek groet vir jou op hierdie Dinsdagoggend, 'n vakansiedag. Ek weet nou nie wie almal dalk werk en wie almal af is nie, maar as jy werk, doen alles tot eer en verheerliking van die Here. As jy rus, doen alles tot eer en verheerliking van die Here. So doen dit goed. Ek groet vir jou net en ek wil net sê ek hoop jy het 'n geseënde dag. Ja, ek voel maar gelei om hierdie week so 'n bietjie te deel oor keuses en gedragspatrone uit te wys wat ons dalk in die woestyn kan hou. Weet 'n 11 dae journey, 'n 40 jaar journey kan maak. En gister het ons gedeel oor die aspek van ondankbaarheid. Jy weet om te murmureer en te kla. Weet en vanoggend wil ek graag deel oor die aspek van om te vergelyk. Te vergelyk en die hede te vergelyk met die verlede. Weet en ek wil lees graag vir ons in Eksodus 16 vers 3. En die kinders van Israel het aan hulle gesê: het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Weet en so maklik kan ons as die Israeliete ingetrek word. En ons vergelyk die huidige omstandighede met dit wat in die verlede gebeur het. Weet, die ou tyd was beter. Dit was goedkoper. Dit was makliker. Dinge het gewerk. Weet en ons mis baie keer die probleem met vergelyking met die verlede is ons mis wat God juis nou wil doen. Ons is nie tevrede met wat God nou in ons lewens wil doen en ons harte wil doen nie. En ons sê die ou was beter. Maar ek wil vir jou vra, sou jy gegroei het soos jy nou groei met die huidige omstandighede? Want baie keer is die uitdagings in ons lewens wat ons vorentoe vat, wat ons meer verander in die karakter en die beeld van Jesus Christus. Weet en, ek onthou, ek dink ek het dit al in die verlede ook gesê, die grootste belediging wat iemand vir jou daar kan gee, is die woorde dat iemand jou ontmoet na 10 jaar, na 20 jaar, en hulle sê, wie jy is nog presies dieselfde soos wat jy was. Dieselfde manier van dink, dieselfde grappe, dieselfde verwagtinge, dieselfde drome. Dit beteken jy het nooit gegroei nie. Jy het nooit ontwikkel nie. En die Here wil dit nooit, en hy het vir ons drome en gedagte, maar hy wil ons moet groei. Dit is vol in die skrif, jy weet, groei tot volwassenheid, groei in liefde, groei in geloof, groei in genade. En dit gebeur net wanneer ons uitgedaag word. Jy weet, die woord van die Here leer ons, en hy sê, hy snoei ons, dat ons meer vrug kan dra. Ons gaan deur ongemaklike goeders, maar dit laat ons meer vrug dra. Weet, en ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Jesaja 43, 'n baie bekende gedeelte. En hierso vanaf vers 16. So sê die Here, wat in die see 'n weg en in die sterk water se pad gemaak het, wat die waans en die perde, die leermag en die held laat uittrek het. Tesame lê hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus, soos 'n lamp wat uitgedoop is. En hy praat van Farao wat vernietig is in die see, so dat die Israeliete het dit beleef. En hoor nou vers 18 van Jesaja 43. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. So die Here sê eintlik, as jy aan die vorige dinge dink, dan kan jy nie sien wat God nou doen nie. Daai vergelyking met die verlede maak jou blind vir dit wat God nou doen. En ons word vasgevang in die goeie ou dae, die beter dae. Maar jy gaan nooit die nuwe raak sien wat God doen nie. Hy sê, ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. So my broer en my suster, ek wil jou bemoedig om te sê, kom ons deel met die dinge in die verlede. Kom ons hou op nostalgies wees oor die ou tyd. En kom ons fokus wat God nou doen. Jy weet wat hy nou mee besig is in jou huwelik, in jou werk, in jou geestelike lewe, in jou journey. En ons fokus op dit. Kom ons buig voor die Hemelse Vader. Ek wil bely vir die baie keer wat ek ook vasgevang word in die dinge van die verlede. En ons droom oor toe dit nog goed was. Here, maar U is besig om iets nuuts te doen. U woord sê dit. Vader, en ek wil net fokus en my oë afhaal van die dinge van die verlede. U sê, die wat die hand aan die ploeg sal en terugkyk, is nie geskik vir die koninkryk nie. Vader, en ek vertrou, Here, dat in my eie lewe en ook vir elkeen wat dalk luister en sê, ek wil deel wees van hierdie gebed. Vader, ons wil die hand aan die ploeg sal en vorentoe kyk en opmerk die nuwe wat U doen. Bid dit in Jesus naam. Amen. Mag julle geseënde Dinsdag hê, geliefdes.